Baie welkom by ons laaste Pinksterdiens van hierdie week. Sondag is 'n Pinksterfees waar ons saam gaan juig oor die gawe van die Heilige Gees aan die kerk. Dis ook Sondag 'n spesiale biddag. Ons president het gevra dat ons land saam sal kom om te bid. Daarom wil ek jou nou al nooi om tyd te maak sodat jy ook Sondag verseker die diens kan kyk en ook in jou eie gebede kan deelneem. Kom ons begin ons saam wees vanaand met die sing van lied 266, die Ons Vader. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Daarom is ons hier, Here, op hierdie donderdag aand, omdat ons deel wil doen om U te verheerlik. Deur ons saam wees, deur ons saam bid, deur ons saam sing, deur saam te luister na U woord. Seën ons, Here, as ons dit vanaand saam doen. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing saam die pragtige Magaliesburgse aandlied.
Ons is vanaand in hoofstuk 5 van 1 Petrus. Om Christus na te volg is 'n voorreg en ons lees van vers 5 af van 1 Petrus 5. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar onderdanig wees en mekaar help. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teen, moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelyd self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in alle ewigheid. Amen. Dis die woord van die Here. Ek lees weer vers 6. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Petrus praat nogal heel wat oor nederigheid in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Hy skryf ons moet almal teenoor mekaar nederig wees, dat God aan die nederiges genade gee, dat ons in nederigheid ons aan die kragtige hand van God moet onderwerp. Dis of hy vir ons wil sê, as hy aan 'n gelowige dink, en hoe 'n gelowige moet wees, dat nederigheid 'n karaktertrek is wat vir hom uitstaan. En as jy na die vrug van die Gees kyk wat Paulus in Galasiërs 5 vers 22 en 23 noem, dan is een van die eienskappe van die vrug van die Gees ook nederigheid. En as 'n mens mooi daaroor dink, hoef dit jou nie te verbaas nie, want die vrug van die Gees is eintlik 'n beskrywing van hoe die Here Jesus was. Hoe ons moet word as navolgers van Jesus deur die werk van die Gees in ons lewe. Dis die vrug wat in ons lewens na vore kom, wanneer die Heilige Gees in ons werk. En Jesus het dit oor homself ook gesê daar in Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Dis wat navolging van die Here Jesus inhou, nie waar? Dat ons al hoe meer die karaktertrekke van Jesus sal begin vertoon. Dan 2 Korintiërs 3 vers 18 skryf Paulus so mooi, ons word al hoe meer verander om aan die beeld van sy seun gelyk te word. Dit doen die Here wat die Gees is. Hy verander ons, dat ons soos Jesus lyk. Dit gebeur natuurlik nie van self met 'n mens se lewe nie. Dit gebeur na die mate wat jy jou aan die kragtige hand van God onderwerp. Dis wat Petrus vir ons vanaand wil sê. En ek dink een van die probleme is dat ons dikwels verwag dat God se kragtige hand ons moet beskerm, ons moet bewaar, dinge vir ons sal uitstryk, vir ons persoonlik goed sal laat uitwerk, en dan gebeur dit nie so nie, en dan is ons bek af. Dink maar net aan die coronavirus pandemie waarin ons op die oomblik is. Petrus wil hê ons moet anders dink oor die kragtige hand van God. Nie net
lewe met die begeerte dat God se kragtige hand daar sal wees om ons te beskerm nie, maar dat ons ook aan sy kragtige hand sal onderwerp. Dit vra van ons om God se leiding te aanvaar, ook al loop dinge anders as wat ek en jy graag sou wou hê. Om jou aan God se kragtige hand te onderwerp beteken dat jy tevrede is met God se leiding en die wete dat hy wat alles weet ook vir jou in sy hand vashou. Dis waar nederigheid inkom. Vers 6 sê onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God. 'n Nederige mens is nie so verwaan dat hy dink die hele wêreld draai om hom nie. En dat alles so gereël moet word omdat dit hom sal pas. So 'n mens laat God toe om sy lewe te beheer. Die uitdrukking wat Petrus hier gebruik kom nie so sterk oor in ons Afrikaans vertaling nie. Letterlik sê hier, ons moet nederigheid aantrek. Die direkte vertaling vertaal, ons moet met nederigheid beklee. Dit moet nie net die bedekking wees vir ons nie, maar dit moet ook die ding wees wat mense raak sien as hulle na ons kyk. Ons nederigheid, 'n kenmerk van ons lewens. Wanneer 'n mens jouself volledig aan God toe vertrou, dan kom jy vry van al die dinge wat jou so platdruk, die bekommernis oor die lewe, want jy weet, dis nie in jou hande nie. Jy hoef jou nie so moeg te maak oor alles wat nie loop soos jy dit wil hê nie. Buitendien kan jy dit in elk geval nie verander nie. Dis mos hoe Jesus gesê het in die bergrede, wat bekommer julle oor die lewe? Jy kan eers 'n enkele el by jou lengte voeg nie, sê hy. Is nie die moeite werd om jou moeg te maak nie. God sorg daarvoor. Daarom kan ons dit na hom toe vat. En die wete dat hy die beste weet. Vir my en vir jou. Dis natuurlik nie 'n maklike ding om te doen nie, want ons wil graag in beheer wees. Ons wil graag die dinge reël. Ons wil graag die uitkoms bepaal. En dit kan nie. Daarom is hierdie teks nie geskryf vir ongelowige mense nie. Die Bybel praat hier met mense wat God vertrou met hulle hele lewe. Mense wat in nederigheid voor God lewe en hulle onderwerp aan God se leiding. Sulke mense het geleer om God se hand raak te sien as skreeu alles om jou dat dinge buite beheer is. Dis kom Jesus daar in Getsemane kon bid, nogtans nie my wil nie, maar u wil. As 'n mens jou aan God se kragtige hand onderwerp, ontdek jy weldra dat God se hand nie net sterk is nie, maar liefdevol, sag, vertroostend. Dit sien ons ook in hierdie skrifgedeelte. Hier staan in vers 5, aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Daarom het Jesus gesê in die saligspreking na Matteus 5, die heel eerste ding. Salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van God. Ek en jy, navolgers van die Here Jesus. Nederig, sodat God
ons lewe kan beheer. Mag die Gees ons daarmee help. Amen. Ons het nou geleentheid vir gebed en ek wil vra dat jy in die eerste ronde met die Here sal praat oor hierdie teks, oor nederigheid, oor onderwerping aan die Here. Ons het nodig om dit elke dag maar weer te sê vir die Here. Here, wees u koning. Ek onderwerp my aan u, ek wil volg waar u lei. Ons doen dit ook nou vanaand in ons gebede. Maar ek dink ook dat ons vanaand 'n tyd moet inruim om te bid vir die coronavirus pandemie waarin ons leef. Kom ons bid vir hulle wat daardeur geraak word, mense wat self siek is, mense wat naby familie en vriende aan die dood afgestaan het deur hierdie virus. Mense wat in die eerste linie staan om die virus te beveg. Ek dink aan ons gesondheidsnetwerk, dokters, verpleegsters, versorgers, hospitale. Ek dink aan die polisie en die weermag wat getaak is om ook te kyk dat ons by die reëls hou. Ons bid maar weer vir die regering, hulle sukkel. En dit frustreer ons almal. Kom ons bid dat die Here ook vir hulle wysheid sal gee om die regte ding te doen, om eie belang eenkant toe te stoot, sodat die land nou gedien kan word. En dan kom ons bid vir Pinkster. Die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons stel onsself opnuut weer tot beskikking van die Gees, dat hy ook sy vrug in ons lewens kan bewerk. Nie net nederigheid waaroor ons vanaand gepraat het, maar ook al die ander karaktertrekke. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Kom ons bid dat die Gees in ons lewens vaardig sal word. Daar is geleentheid vir gebed. Here, werk deur die Gees in ons, sodat U verheerlik kan word en ons met vreugde agter deur Jesus sal aanstap.
Ons slotlied vanaand is lied 276. Leer ons om in eie oë klein te wees. Leer ons om in eie oë klein te wees voor U, o Heer. Diep bewus van onvermoë om U naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos U wil. Daar is by ons soveel weerstand teen U wil, U woord, o Heer. Ons bied soveel kere teenstand, wil ons nie deur U laat leer. Skep in ons 'n nuwe gees, laat ons U gehoorsaam wees. Kom ons sluit af. Kom ons dink aan mekaar as ons hierna ook ietsie eet, ietsie geniet. En kom ons sê so in die gees deel aan mekaar. Here, ons bid nou dat U genade, U liefde, U gemeenskap, ons almal sal vashou en sal vorm en verander, dat ons hoe langer hoe meer Jesus kan volg.